seën en dat U sal spreek, Here, vir ons luister. Amen. Amen. Julle kan die sitplekke inneem. Vanmôre lei die Here my maar net 'n paar versies toe, waar ek ander verse ook gaan lees. Hy lees vir in Spreuke 11 van vers 24, 2 versies. Hy sê daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry, en een wat terughou meer as wat reg is, maar tot sy gebrek. Die siel wat seën word versadig, en hy wat slaaf word self ook gelaaf. Lees dit weer, die siel wat seën word versadig, en hy wat laaf word self ook gelaaf. Hier is 'n paar mense wat ek wens vanmôre hier was met die ouer garde. Ek wonder hoe eerlik sou hulle nou wees as ek die vraag vra. Wie van hulle as kinders het so af en toe by die buurman so oor die draad geklim en 'n paar perskes gaan pluk, of 'n paar druiwe, wat ook al, vrugte geneem. 'n Paar wat erken het, ook julle so heilige dele nooit. By die Here, nee. Nou, wanneer ons nou in 'n ander se land inloop, en jy oes, maar jy het niks gedoen nie, jy het nie gesaai nie, jy het nie die boompie geplant nie, jy het nie water gegee nie, jy het nie dalk 'n bietjie geskoffel nie, en die ou het ook nie vir jou gegee van die vrugte nie, wat noem ons dit? Dis maar steel, nee. Ons steel die vrugte, is dit nie so nie? Ja. Ons vat daar waar ons nie iets gegee het nie, waar ons nie iets gedoen het vir dit nie. En ek sal nooit vergeet nie, ek het 'n Bloemburger, ek sê altyd, ons het die plaaslewe geken, want ons alles familie het plase gehad, ons het elke vakansie, ons het net April vakansie, dan is ons see toe, maar al die ander vakansies, is ons by familie toe daar in die Noord-Kaap, op die Grollershoopse wêreld, wat ons daar, ek het in die Kalahari groot geword op daai opsig, maar deur die skooltyd was ons maar altyd iewers in 'n stad betrokke, altyd groot plekke, en daar het altyd groot geword, is vrugtebome nou nie so algemeen. Kyk, in die klein dorpies het elke ou ons maar sy tuin, 'n groente tuintjie en 'n paar vrugte, maar ons het dit nie eintlik geken nie. En so vertel ons paas en ons ooms en ons oupas vertel altyd vir ons hoe hulle vrugte gesteel het. Hulle vertel ons vir jou al die kwaad wat hulle aangeval het. En dit klink vreeslik oulik. En ons het aanvanklik by die skool begin het ons eers in 'n ander skool gewees wat ver van die huis af was, maar hulle bou toe 'n skool naby ons. En ons het gewoonlik onthou nog Tinkie-laan. En ons begin toe nou by die nuwe skool. Nou kan ons skool toe loop en terug. En die middag loop ons so lekker. En ons kyk so, die hekke staan oop en hier is die mooiste perskeboom met 'n klomp perskes aan. Nou wat ek ook vir julle sê, dis is sommer net kwaai omstreke, want nie een van ons groot op vrugte eet nie. Ek is vandag nog nie 'n groot vrugte eter nie, my broer ook nie. Ons het nou daar teen die Oranje rivier by my oupa, ons het lief vir druiwe te pluk en te eet daar. Maar oor die algemeen nie, maar dit gaan nou net oor my pa die stories vertel, en hoe hulle nou stout gewees het, en ons wil nou ook maar dit doen. Maar my broer, hy sê, kom ons pluk 'n paar perskes. En ek sê, alright, ek sal kyk wie hulle gaan pluk. En dan gaan pluk hy, maar ek is reg om te hardloop. Kyk as die moeilikheid kom, ek val los. Maar hy pluk dus so 2 of 3 in sy sakke in, en hy is daar uit, hy sê, nou moet jy, toch op myself, ek moet eindelijk uitchecken, maar hy het dit gedoen, dan gaan pluk ek op, man. En ons gaan huis. Ek weet nie of ons hy vrugte geëet het nie. Maar daar die aand, lekker selfvoldaan, vertel ons my pa hoe ons nou ook vrugte gesteel het. En daar is die man 'n loei in sy gesig, en hy sê vir ons badkamer toe. En ons kry 'n verskriklike loes. Ek sê hoe nou? En agterna roep hy ons, hy sê nee, ek weet vir julle sê, dit is verkeerd. En dis gevaarlik. Vandag kan ons sommer op julle skiet. Ek tog weet, jy praat van vandag. En julle daar dink ek oor die mense makliker skiet en dan die weg kom ons vandag. Het gedurig vertel hoe hulle met sout geskiet tussen nagewere en seker goed, ek weet nie hoeveel van dit waar was nie. Maar in elk geval, so, ons het gesteel, as jy nou, dis 'n ander saak as ek nou gegaan en jy weet, en ek het iets gedoen daarvoor. Maar nou is my vraag vanmôre, hoeveel van ons doen dit nie ook nie? Hoeveel van ons gun net vir onsself? Ons gun nie vir ander nie. Dit gaan net oor onsself. Die woord van die Here sê, hier in die laaste dae,
Sê hy hier in 1 Timoteus, in die laaste dae sal mense liefhebbers wees van hulle self. Kan nie onthou presies waar die vers staan nie, maar hy sê die laaste dae sal mense liefhebbers wees van hulle self. Dit gaan net oor onsself. Ons bekommer ons net oor onsself. Ons dink nie so seer aan ander nie. En dan sê die Here, dan dink ek by myself, soveel verskonings, ek kyk byvoorbeeld met die kerk ook en so aan. Mense is lief om bakkant te staan. Hulle wil gedurig ontvang. Hulle wil gedurig hê. Maar as jy iets kan gee, dan wil hulle nie, dan verstaan hulle nie. En ons wil iets hê sonder iets te gee daarvoor. En ons doen dit ook met ons broers en ons susters. Ek sal nooit vergeet nie, dat ek op 'n stadium so 2 jaar terug het ek 'n boodskap hoeke op die groep uitgesit. Dat hulle moet tog waar daar honderde is, waar mense swaar kry in hierdie dorp, moet hulle vir ons laat weet, want ons weet nie van almal nie. Nie net gemeentelede, nie enige iemand in die dorp wat hulle van bewus is. En die meeste, en baie van hulle, dit doen my hart so goed, baie van hulle weet ek sukkel self, kry self swaar. Maar dan vertel hy van hierdie buurman, of hy vertel van daardie een, of wat ook al, hy gee vir ons mense. Maar dan kry hy altyd daar een, wat sy eie naam, sy eie adres het. Me, myself en I. Gee ons nog om verander. En dan vraag baie keer die vraag, julle al die vraag, julle ken die storie, wat was die eerste, die hoender of die eier? Die hoender of die eier? Dan vraag ek altyd, gee jy nie omdat jy arm is nie? Of is jy arm omdat jy nie gee nie? Jy wil die vraag vir jouself nooit gaan vraag. Want die Here beloof, hy seën jou. Hy seën jou as jy bereid is om te gee. Nou praat ek nie van finansies of sulke goed nie. As jy het, ja. Of net ietsie van jouself. Kerk toe kom. Nou sê mense van my, ja, maar hierdie gebou is nie die kerk en die mense sê, ja, maar onthou nie, jy alleen is in die kerk. En die Here sê, die kerk bestaan as my liggaam, en my liggaam het baie lede. En ons bless, soos iemand, party mense kom en sê vir jou, nee, alright, hy is siek, dit is aanvaarbaar, of ek is nou in die stad, is aanvaarbaar, daar is 'n rede hoe jy kan nie kom nie. Maar dan kry jy ander wat sê, pastoor, weet wat, ons sal volgende Sondag, en geen rede nie, en raai wat, hulle is ook al hierdie Sondag weer nie, hier in elk geval nie. Maar asof hulle my 'n vreeslike guns doen as hulle kerk toe kom, of as hulle die Here 'n groot guns doen. Wie doen hulle 'n guns? Eerstens hulle self. Want dan mag dalk iets hoor, of dan mag dalk iets leer, dan mag dalk 'n blessing wees. Maar tweedens, seën ons mekaar. Want die woord van die Here sê, ons weet wat die Here sê, wat 2 en 3 in my naam vergader, is ek self teenwoordig. Ons bless mekaar, wanneer ons hier is. The more the merrier, sê ons altyd, is dit nie so nie. 'n Diens vloei ook altyd lekkerder. En dit is baie lekker Woensdag gewees toe ons weer 'n slag 'n bietjie meer mense by die bid hier ook was, want Woensdag is maar gewoonlik baie power. En snaaks genoeg baie van die wat gewoonlik kom, het nie gekom nie. Ek dink net as hulle ook gekom en dan was die kerk nou alweer so halfpad vol, men. Prys die Here daarvoor. Maar die vraag wat die Here hierdie op my gelet het is, gun ons verander. Gun ons verander. Dit laat my dink aan Matteus 21. As rede hoekom ek dit wil lees, dit val my sommer so by, waar die Here die tempel gereinig het. Hy lees hier in, die Here het in Jerusalem ingereinig, en tog daardie Sondag op die donkietjie, op die eerslokkie, en toe hier van vers 12 op om die reiniging van die tempel. En kyk wat gebeur het, Jesus het in die tempel van God ingegaan, en almal wat in die tempel verkoop en koop uitgejaag, en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi. En hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word, maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak. En daar het blindes en krepenes na hom gekom in die tempel, en het hulle gesond gemaak. En toe die owerpriesters en die skrifgeleerders die wonderwerke sien wat hy gedoen het, en die kinders wat in die tempel uitroep en sê, Hosanna vir die seun van Dawid, was hulle verontwaardig en sê vir hom, hoor nie wat hulle daar sê, en Jesus antwoord hulle, ja, het julle nooit gelees uit die mond van die kinders en suigelinge, het u vir u lof berei nie.
Eers maak die Here die tempel skoon van hulle wat vir die verkeerde redes daar is. Hulle wat daar vir finansiële redes is. Hulle wat daar is net om ander dinge, materiële dinge te ontvang. En dan doen hy, en hy gebruik die tempel waarvoor hy is. Vir hulle wat honger is vir die werk van die Here, vir hulle wat genesing soek, vir hulle wat aanraking soek, vir hulle wat persoonlike probleme het, dis waarvoor die Here daar is. Maar die kerk het 'n ongelukkige plek geword, waar mense dit gaan oor materiële dinge. Het het gelukkig nou gestop, op 'n stadium moes ek al praat daaroor, dat daar mense is wat sê, pastoor, ek wil eintlik nie kerk toe kom nie. Maar as iemand wat my inwag, iemand wat elke keer bak kan staan, en na my toe kom, en dis by meer as een geval, hoor, so as jy nou dink oor die daai ouende van my geskinder, dis dalk nie van jou het gepraat, want het meer as een persoon het al daai storie gevolg, dat hulle kom eintlik, want wat jy sien, ons kom ons na kerk toe. So ons voel nou, hierdie mense gaan baie keer, ons voel ons nou mense is nou heilig, en hulle voel nou, dis nou hulle plig om vrygewig te wees aan ons by die kerk, asof hulle ons net hier wil kry, om te sê, hoor jy so, leen vir my geld, of gee vir my wat ook al, want ek kry swaar. Maar dis nie die enigste nie. Dan kry jy ander weer, ander wat sê, hoor jy pastoor, ek in die kerk toe kom nie, want ek skuld ongelukkig nou een van die mense in die kerk geld, en elke keer hier, dan kon hulle my nou. Dit is nie die plek daarvoor nie. Hierdie is nie 'n rowersprong. Hierdie is 'n kerk, jy kan op 'n ander plek, op 'n ander tyd daardie dinge doen, as jy dit wil doen. Maar ons is hier vir die Here Jesus. Ons is hier vir die Here Jesus. Mense sê hulle die Here lief. Kom ek vertel gou vir jou dit. Die woord van die Here sê, as jy met jou hart glo en jou mond bely, sal jy gered word. Maar wat beteken dit om met jou hart te glo? Daar's baie mense wat glo as Christene. Is jy 'n Christen as jy jou broer en jou suster in die gemeente nie lief het? Nee. Ek is jammer om jou te sê, dan ken jy nie die liefde nie. Die Here Jesus sê dit, hy sê dit deur die monde van Petrus, van Johannes, hy sê dit 'n paar keer, ek het een voorbeeld, hy sê hier in 1 Johannes 3 vanaf vers 15, elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Hierin het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir ons broers af te lê. Maar wie die goed van die wêreld het, en sy broeders sien gebrek ly, en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God aan hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en die waarheid. Hier waar hy sê, jou lewe vir hom aflê, beteken nie, jy moet bereid wees om ook aan 'n kruis te gaan aan. Hy bedoel bereid wees om op te offer vir jou broer, om iets te gee. Partykeer jouself dalk 'n bietjie tekort te skiet. Ek weet van 'n geval nou onlangs in die dorp, van mense wat sê hulle is kinders van die Here, daar's mense wat langs hulle bly, wat bitter swaar kry. Ek weet daardie man werk dag en nag, en in die aand eet hy nie, want hy gee 'n bietjie kos wat hy het vir sy vrou en sy kinders. En daar is nou 'n voorwaarde gewees dat hy die huis waar hy bly moet regmaak, dan kry hy nou afslag op die huur, maar hy kom nie by dit uit nie, waar die buurman wat nie van hom hou nie, vir die eienaar gaan vertel het daarvan, en hy is nou uit die huis uitgegooi. Hoe? En dis mense wat sê hulle is kinders van die Here. En dis maar 'n paar voorbeelde van wat aangaan. Paar voorbeelde. Ongelukkige mense die idee gekry in die 60er jare, het dit ontstaan in Mexico, dat evangeliste daar bedien. Ek is in 1964, ek gaan praat oor 'n korreksie. En toe het hulle gesê, maar hierdie mense kry swaar, hoe kan ons die Here aan hulle verkondig, maar hulle kry swaar, so ons moet vir hulle voedsel ook voorsien. En daar het daai ding ontstaan, dat die kerk se plig is om mense te versorg met voedsel. Nou ons doen dit met grootste liefde. Ek praat nie daarteen nie, maar dit moet nie die rede wees om ons kerk te gaan nie. Ek beloof vir jou, as ek mense sê, maar hier is kospakkies, dan sê die kerk, chop hom op. Ja, dis goed. Daar's kerke wat agterna voedsel gee, om mense te trek. We sê dat die doel heilig die middel, dit is seker goed so, dan trek jy die mense in, maar dit moet eintlik nie die rede wees nie. Ons moet hier wees wat ons by ander voeding het. Daardie voeding wat nie die Here vir ons kan gee. Daardie wat hy vir ons die ewige lewe, waar hy sê, kom kry vir jou voedsel, kom kry vir jou water, kom kry dit verniet.
Maar baie mense se hande is so as ek ontvang, maar so as ander vir hulle vra. En ek praat nie net van finansies nie. En ek wil vir julle sê, ek weet van mense wat ander bless, baie keer van hulle tyd, maar wat ander bless in hulle eie gebrek begin die Here al hoe meer en meer seën. Ek weet van mense wat vir my en Annemarie, pastoor Annemarie ook seën, die kerk seën, maar ook vir ons seën. En ek het 'n vermoede as ek so kyk, dit gaan goed met hulle. Ek het 'n idee dat die Here hulle bless. En dis maar net 'n voorbeeld, dit gaan nie oor ons nie, want ek vra nie vir ons nie. Ek vra vir jou broer en jou suster wat langs jou sit, wat agter of voor jou sit, wat daar iewers is. Ek vra vir jou, as jy niks het om te gee in jou teenwoordigheid, dat jy ander met jou teenwoordigheid kan seën. Miskien het jy 'n stukkie kennis. Miskien kan jy agterna 'n koppie koffie daar drink en wat ook al die geval mag wees, en miskien gesels jy nie met iemand. Ek sê nie jy moet agterna nie, maar daar's geleentheid in die kerk. Daarom sê die Here in Hebreërs 10 vers 25, moet nie die byeenkomste vermy, so sommige die gewoonte het nie. Daar's ander mense wat ook al genoem het, dat hulle bang is om kerk te kom, en as iemand anders wat iets wil hê hulle moet doen, met ander woorde, mense vra vir ander om te gee, maar jy self wil nie gee, jy self wil net ontvang. Dit is wat is geword, ons het hierdie tipe geword, wat dit wil ontvang. Ek wil vir julle lees, gou vir die 2 keer wat die Here die brode vermeerder het, Matteus 14 en 15. En daar's iets wat ek wil hê julle moet optel dan. Omdat ek vir julle sal verduidelik, as julle dit self dadelik raak sien nie. Nou ons lees in Matteus 14, lees ons eers hoe Johannes die Doper, dit is nou Jesus se neef. Daai 2 kinders daar, julle trek die aandag af. Hoe die my aandag. Ons lees daar hoe die onthoofding van Johannes, dit is nou Jesus se neef, dit is Jesus se broer van hom, dis sy voorganger, dis een wat hom gedoop het. En hy is nou onthoof, Herodes het nou vir Johannes laat onthoof daar in die tronk. En Jesus is obvious die hartseer, né? So hy wil nou 'n bietjie van stil raak, ons lees hier vers 13, en toe Jesus dit hoor, het hy daarvan af in 'n skuit vertrek na 'n verlate plek alleen. En die skare het dit gehoor en het hom van die stede af te voet gevolg. En toe Jesus uitgaan, het hy 'n groot skare gesien en innig jammer vir hulle gevoel en hy het hulle siekes gesond gemaak. En toe dit aand geword het, kom sy disippels na hom en sê, die plek is verlate en dit is al oor die tyd. Stuur die skare weg, sodat hulle na die dorpe kan gaan en vir hulle voedsel koop. Maar Jesus sê vir hulle hoef nie weg te gaan nie, gee julle vir hulle iets om te eet. Maar hulle antwoord hom, ons het hier net 5 brode en 2 visse. En hy sê, bring dit hier vir my. Toe gee hy die skare bevel om op die gras te gaan sit, en hy neem die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en hy dank. En nadat hy die brode gebreek het, gee dit aan die disippels en die disippels aan die skare. En almal het geëet en versadig geword, en die oorskot van die brokstukke opgetel, 12 mandjies vol. En dit was omtrent 5000 manne wat geëet het, buite die vroue en die kinders. En nie lang daarna nie, Matteus 15 vers 29 is die tweede keer wat die Here die brode vermeerder. Toe gaan Jesus daarvan weg en kom by die see van Galilea en het op die berg geklim en daar gaan sit. En ondertussen kom daar groot menigtes na hom met krepenes, blindes, stommes, gebreklikes en baie ander by hulle. En hy het by die voete van Jesus neergesit en hy het hulle gesond gemaak. Sodat die skare verbaas was om te sien dat stommes praat, gebreklikes gesond word, krepenes loop en blindes sien. En hulle het God van Israel verheerlik. Toe het Jesus die disippels na hom geroep en gesê, ek voel innig jammer vir die skare, hoor mooi, omdat hulle al 3 dae by my bly en niks het op die eet nie. En ek wil hulle nie graag honger wegstuur nie, sodat hulle miskien op die pad besluit nie. En sy disippels sê, waar sal ons in die woestyn soveel brode vandaan kry, om so groot skare te versadig? Toe sê Jesus vir hulle, hoeveel brode het julle? En hulle antwoord 7 en 'n paar visies. En hy het bevel gegee aan die skare op die grond te gaan sit. Toe neem hy die 7 brode en die visse, en nadat hy gedank het, breek hy dit en hy gee dit aan sy disippels, en die disippels aan die skare. En het almal geëet en versadig geword,
en die oorskot van die brokstukke opgetel, 7 mandjies vol. En die wat geëet het, was 4000 manne, buite die vroue en die kinders. 2 gevalle, 9000 manne alleen, sonder die vroue en die kinders. Maar het jy agtergekom, hoekom was hulle by Jesus? Was hulle by Jesus omdat hy kos vir hulle sou gee? Hulle het nie verwag nie. Hulle het gekom dat hy mense genees, het gekom vir hulle probleme. Het gekom dat hy vir hulle kan help daarmee. In een geval het dit al laat geword en die Here het gesê, hy het nie gevra vir kos, hy het gesê, joh, ek kan hulle mos nie so stuur nie. Of eintlik die disippels, die tweede geval was hulle al 3 dae by Jesus, hy sê, ek kan op sy huis te stuur honger nie. Met ander woorde, die kos is 'n gevolg, omdat hulle hom gevolg het. Die kos is 'n gevolg omdat hulle bless, omdat hulle heeltyd, omdat hulle dit juis opgeoffer het, om by die huis te gaan eet, om by die Here te wees, om in sy teenwoordigheid te wees. Die Here wil graag bless. Ou Reinhard Bonkie het gesê, as ons dienste kan hê wat geseënd is, waar mense die Here gaan soek, soos wat in daardie dag gebeur het, dan sal ons nie agterna koek en tee aanbied nie, want die mense gaan net heeltyd in die teenwoordigheid van die Here wees. Maar vandag verwag mense, mense wat skaars in die dorp inkom. Dan sit hulle op die Facebook blaaie, ons is 'n dominee en die soveel pastore en nie een van hulle ons probeer help nie. Maar nie een van hulle met 'n voet in die kerk kom sit. Ons weet nie eens wat. En die keer wat ons wel van hulle weet, het ons hulle help. En maar die voetjie word gedurende opgetel, pastoor help my, pastoor ons kry swaar, pastoor ons het die krag, die pastoor ons het nie dit nie. O pastoor, ek beloof ek sal volgende Sondag kerk. Dis wat die kerk beteken. Ek het nou vir julle gelees, as jy jou broer nie lief het nie, dat jy die Here nie lief het. Maar die Here sê, as jy Petrus lees wat Johannes skryf, as jy 1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes mooi gaan lees, maar sal jy agterkom, die Here sê, dis makliker om vlees en bloed lief te hê wat jy kan sien. As 'n Here wat jy nie eers kan sien nie, hoe kan jy sê jy het hom lief as jy nie eers vlees en bloed kan lief hê? En dis waar. Hoe kan jy 'n onsiende God lief hê as jy vlees en bloed nie kan lief hê nie? Maar dit is wat mense doen. Ek sê nie, ons help graag, ons help met die grootste liefde. Ons vra nie in ruil daarvoor nie. Ek vra net, hoe is dit? Dat dit die kerk geword het, dit is wat die mense wil hê, dit gaan nie meer oor die voeding van die woord nie. Dit gaan nie meer daaroor, dit gaan nie om te ontvang, materiële dinge te ontvang. Ons gee die grootste liefde uit. En ek wil nie jy bang wees om te vra nie, maar onthou nie, jy moet vir jouself die vraag afvra, hoekom? En die dag as die kerk nie meer kan gee nie, dan sien jy hulle banke raak leeg stoeltjies. Ongelukkig. Maar ek gaan nie oor die kerk nie, ek wil nie net oor die kerk praat. Ek wil op sy wees gesê, ek wil praat oor hulle wat langs jou sit, wat voor jou, wat agter jou sit, jou buurman. Daai mense wat jy van weet wat swaar kry. En ook nie swaar kry nie. En deel jy oor die woord met iemand. Gaan jy dat vir hy in sy hand en sê, kom na my kerk, kom net soos jy is. Jy hoef nie. Daai een wat elke keer sê, pastoor weer my klere, dan sê ek sien nie my klere. Ons kyk nie na jou klere. Die Here kyk op die pastoor. Is dit nie so? Ons mekaar lief hê. Ons mekaar dinge gun. Maar mense trek mekaar uit mekaar, verskeer mekaar, beskinder mekaar. Is dit nie so nie? Is dit nie so nie? Ek gaan nie meer, het word een wie, myself en wat ek kan kry. As mense wat op 'n Woensdag, ek weet nie wat ek moet doen nie, hulle wil die kerk verby loop, sê, ons kan nie, ek het soveel pyn, ek gaan nie kerk toe gaan nie, sorry, ek gaan nie die vroue bywoon nie, wat ook al die geval mag wees, en dan is daar hier by die VVA sentrum ietsie aan, en as lekker koek en tee, hop, as hier is daar. Maar dis nie aan die skuldig nie. Die man aan die rugby kyk, ek het al gesê, sit er as op die stadion, betaal honderde, en dan moet ek een duisende rande vir die kaartjie om daar te wees. En dan laat wat hierdie 15 wat hierdie kan sit, of laat wat hierdie 15 wat hierdie kan sit. Maar as ek kom met die huis van die Here, vra nie jou geld te, vra nie jou teenwoordigheid. Prys die Here. Ek wil weer vir jou sê, wat was eerste die hoender of die eier? Die hoender of die eier? Ek
weet nie, maar jy kan ook die vraag vir jouself afvra as dit vandag, as dit nie vir jou uitwerk nie, vra jouself die vraag af, wat het ek al vir iemand anders gedoen? Wat het ek al vir die Here gedoen? Want dit is eintlik die punt. Die Here sê, hy sê dit in ja, ek kan nie onthou, maar ook in Matteus, hy sê daar, dit wat jy vir hierdie ou doen, Matteus 25 vers 40, luister gou hierso. Hy sê, en die koning sal antwoord, die koning is nou die koning met die hoofletter, dis die Here. Hy sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Dan sal hy ook vir die, as hy linkerhand sê, gaan weg van my, julle vervloekt is, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwelse engele, want ek het honger gehad, en julle het my nie te ete gegee nie. Ek het dors gehad, en julle het my nie te drinke gegee nie. En dan vra hulle agterna, Here, maar wanneer het jy honger gelei? Sê nee, wanneer een van my kinders honger gelei het, het ek honger gelei. As jy een van my kinders wat honger ly, het jy my wat honger ly. As een van my kinders aan jou deur geklop het en jy het nie geantwoord nie, het ek aan jou deur geklop en jy was nie bereid om te antwoord nie. So 'n bietjie selfondersoek wat ons moet doen. Glo vir my, hierdie pastoor wat voor staan, toe hierdie Here vir hierdie boodskap gee, toe moes ek myself baie oordeel. Ek het myself baie oordeel. Ek dink almal van ons is in 'n mate skuldig. Dit is een van die toetse, is liefde. Wat sê Galasiërs 5:23? Dit noem die vrug van die Gees. Ek het begin met vrugte. Wat is die vrug van die Gees? Dit begin met liefde en al die ander 8 het ook te doen met liefde. En dan is jy nie onlywend. Met ander woorde, op die oomblik is die groot boodskap liefde. Vir die liggaam van Jesus. Dit maak nie saak of hy mooi of lelik of oud of jong is, swart of wit, maar of ek kan amper probeer ons gewig oor. Jy wil liewer wees vir ons as ek het bevat oor 'n goeie kool eet. Ja, ek ken hom ook, dankie hoor, jy kan hom vir jou hou. Ek weet jy wil nou graag vir my gee, maar ek wil vir jou mooi sien weer dan. Ek ken die kool die eet, ek ken hom baie goed. Ek wil sop jy nou wat. Ja, dankie. Wel, met al die water wat ons drink, warm water, van dit baie lekker te proe, like kool dan. Ja, geliefdes, ons mekaar nie gee. Ons mekaar wil gee, dit is nie net in die kerk, dit is ook buitekant. Kyk waar daar tekort, kyk waar jy iets van jouself kan gee. Alles het dit uit 'n drinkie, dit ou sy hand te skud. Ek het eendag daarvan hoe Teddy. Ek weet nie julle ken nie ons by die Louisiana, né? Nou, Bush weet ek is 'n groot Christen, hy sal gereeld sê hoe hy speel Christelike musiek. Nou, hy is nogal onder die vloed, ou Teddy is nogal onder die invloed van hom. Ek ook eendag het gegaan sê, wie wat ou Teddy? Jesus loves you. Wie het dit gelyk? Ja, dit is vol verskil, groot en die onder die hart, né? Maar ek het eintlik dan weer gesê, I love you. Ons mekaar lief hê, opgee. Die een is nie beter as die ander, die een is nie hoër as die ander, is nie ryker as die ander nie. En die koninkryk van die Here is ons gelyk. En dit is die probleem met hierdie Fariseërs wat so kwaad geword het vir die Here Jesus. Want jy sien, hulle was op 'n trouentjie gewees, hulle was iets. En dis ongelukkig hoe die woord van die Here ook sê, dit sal 'n ryk man baie moeilik wees om in die koninkryk te kom. Sal makliker wees vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan. En die rede is nie dat die Here probleme met finansies en rykdom nie. Die probleem is hoe meer ons het, hoe moeiliker is om prys te gee. Dis so, né? Ou wat niks het om te verloor, gee ons maar weg, hy bietjie wat het. En dit is wat ek ondervind. Ek wil vir julle sê, dis wat ek ondervind in die bediening. Dis hulle wat die minste het, wat gewoonlik uitdeel vir ander. Dis hulle wat die minste het, wat vir my by hulle sê, hoor, so pastoor, in daardie huis is daar tekorte. Dis raar so. So wat sê die Here? Wat sê hulle vir my? Ek kan my boetie kan maar vrugte gaan pluk, maar weet jy wat, ons kan dan net eers by die oudste deur gaan klop. En vir hom vra oor die oom, kan ons weer die boompie net 'n bietjie nat maak, of kan ons net 'n bietjie die skoffel, of kan ons net 'n bietjie skoon maak. Ek kan jou verseker, dan gaan ek vir jou sê, oor die vat vir jou van daardie vrugte. En dis wat die Here ook doen. As jy vir jou broer doen, doen jy vir hom. En as jy vir hom doen, dan wil hy vir jou seën. Hy wil vir jou vandag seën. As jy bereid is om iets vir te gee. Hy soek jou hart. Hy soek jou alles. Prys die Here, kom ons stel oop.
Hemelse Vader, ek wil baie dankie sê vir hierdie woord wat ek nou verhoor. Ek vra die elke gedagte sal gevange neem. Dat U vir ons by U sal hou as hierdie woord sal verstaan vanmôre. Dat ons dit huis toe sal vat en ook sal deel met ander. Dat U met ons harte sal werk, dat ons daardie liefde sal aanleer wat U vir ons het. Dat ons sal begin besef, ons wil U moet ons lief hê, maar dat U baie kinders het, dat U elkeen ewe lief het. En dan hou ons nie van iemand nie, ons weet dat U daardie persoon lief het, en daarom ons ook daardie persoon lief het. En daardie persoon mag vergewe, daardie persoon mag verdra, in liefde. Ons vra dat U ons sal help daarmee. In Jesus naam. Amen. Amen. Nou net vir die kinders, ekskuus, ek het maar klein. Nou sien julle eintlik gesit in Bybel lees. Ek is so gewoonlik as die hier onderdoenig is hulle baie grypend. Maar ons besig om Bybel te lees. Ekskuus julle wat. Maar seën vir julle. Is daar enige een wat 'n behoefte het vanmôre? Aanraking van die Here nodig het, wat 'n gebed nodig het om uit te kom. Ek groet die Facebook kykers, ons neem dit nie af nie.